Prys die naam van die Here. Wonderlik. Kan ek vra dames, daar's ongelukkig net een badkamer beskikbaar. So indien jy wil, is die mansbadkamer ongelukkig. So asseblief, as jy daar wil gaan, is jy welkom. Maar skuif maar so deur die goed. As jy wil badkamer toe gaan, daar staan maar klop goedjies, ons uitgeskuif het daar van die kombuis af uit, sodat as dit reën, dat dit nou nie nat reën nie, want die dak lek ongelukkig. So, ons kry nie die lekplek nie, ons sal hom seker nog soek en ons sal hom toemaak vir julle. Ons moet so grap, ons moet 'n bietjie lag, ons kan maar nog nie, man. Is julle alright? Prys die naam van die Here. Ja, nee, ek is chap. Die Here is goed, die Here is groot. Hy is op die troon, so ons prys die naam van die Here. Maar nou, ons het laas jaar nou gesels oor brood en dat Jesus die brood van die lewe is. En ons het die gedeelte daar in Johannes 6 vers 35 gelees wat sê ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom sal nooit honger kry nie. En wie in my glo sal nooit dors kry nie. Ons het gesê ook dat ons moet natuurlik elke dag ons brood inneem. So net soos wat ons liggame brood inneem, so moet ons dan ook Jesus ons daaglikse brood maak, want soos wat brood vir ons voeding is vir ons liggame, so is Jesus voeding vir ons geestelike liggame, vir ons geestelike daarbo, waar ons dan in die boonste riem, waar ons moet sterk staan, dis waar die geveg is, soos wat Paulus sê. Natuurlik, ons moet smaak en sien dat God goed is. En soos ek sê, ons tema vir die jaar is sien die tekens raak en neem elke dag jou daaglikse brood. Sien die tekens raak en neem elke dag jou daaglikse brood. Dis natuurlik Jesus, jou brood van jou lewe. Kan ons net weer daai gedeelte asseblief daar in Johannes 6 vanaf vers 22 tot en met 36 net weer deurlees. Ek weet nie of jy al tyd gehad het vir die wat nou met ons oujaarsdiens hier was, om dalk weer net so 'n bietjie deur Johannes 6 te gaan blaai en net weer daar te gaan lees. Maar kom ons lees vanaf van vers 22 af. Die volgende dag sien die skare wat oorkant die see gestaan het, dat daar geen ander skyt was nie, behalwe daardie een waarin sy disippels gegaan het. En dat Jesus nie saam met sy disippels in die skyt gegaan het nie, maar dat sy disippels alleen weggevaar het. Maar ander skuite het van Tiberias aangekom, naby die plek waar hulle die brood geëet het, nadat die Here gedank het. En toe die skare dan sien dat Jesus nie daar was nie, en sy disippels ook nie, het hulle self ook in die skuit geklim en na Kapernaum gegaan om Jesus te soek. En toe hulle hom oorkant die see gevind het, sê hulle vir hom, Rabbi, wanneer het u hier gekom? Jesus antwoord hulle en sê, voorwaar, ek sê vir julle, julle soek my, nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brood geëet en versadig geword het. Moenie werk om die spys wat verbygaan nie, maar om die spys wat bly tot in ewige lewe, want die Seun van die mens julle sal gee, want hom het God, die Vader, verseël. Toe vra hulle hom, wat moet ons doen om die werke van God te volbring? En Jesus antwoord en sê vir hulle, dit is die werk van God, dat julle in hom glo wat hy gestuur het. En hulle sê vir hom, watter teken doen u dan, sodat ons kan sien en glo? Wat werk u? Ons Vader het die manna in die woestyn geëet, soos geskrywe is. Hy het die brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet. En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan hulle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel. Want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdal en aan die wêreld die lewe gee. Toe sê hy vir hom, Here, gee ons altyd hierdie brood. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Maar ek het
vir julle gesê dat julle my gesien het en tog glo julle nie. Nou ons moet onthou hierso dat die skare vir Jesus gesoek het omdat Jesus die brood gebreek het, die skare hom gesoek. En hierdie skare kom soek hom en Jesus antwoord hulle daar in vers 26 en hy sê voorwaar ek sê vir julle soek my nie omdat julle soek my nie omdat julle die tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brood geëet het en versadig geword het. En hier kom hulle weer en hulle vra weer 'n vraag. Hulle vra weer vir Jesus, wat moet ons doen om die werke? Nou hier kom hulle en hulle vra vir Jesus, wat moet hulle doen? Nou kan ek vanmôre vir jou vra, hoeveel keer moet God vir jou 'n teken wys of 'n teken gee vir jou om iets te doen? Ons beland in hierdie omstandighede of hierdie situasie wat ons in beland. En dan gaan ons na God toe en dan vra ons om, Here, gee ons uitkoms. Here, wys ons hoe om uit te kom. Wys ons die pad vorentoe. En kan ek vanmôre een ding sê, ons almal is skuldig. Ons almal is skuldig hieraan. Want hoeveel keer in jou lewe het jy vir God vir 'n uitkoms gevra vir dieselfde omstandighede of dieselfde situasie? En ja, ons stap elke keer in die struik van die duiwel. En ons weet dat hy gekom om te steel, slag en te verwoes. Maar elke keer val ons vir dieselfde aanval. Miskien net 'n ander kleur. Ons val vir dieselfde aanval, maar hy's dalk net 'n ander kleur. Oor en oor en oor. En elke keer gaan ons na God toe en ons vra vir die Here. Maar elke keer verwag ons 'n ander antwoord. Elke keer verwag ons van God 'n ander antwoord van die Here. Vir hierdie uitkoms wat ons nie die eerste keer deurgegaan het nie. Nie die tweede keer of die derde keer nie, maar miskien 10de keer wat ons in hierdie situasie of hierdie omstandighede is. En dan vra ons weer die Here, Here gee my uitkoms, maar jy ken die uitkoms, maar jy soek 'n ander uitkoms. Miskien is jy wat hier sit vanmôre. Miskien is jy in 'n sekere situasie. Miskien is jy in 'n sekere omstandighede. En jy weet jy het al daardeur gekom. Jy sit hier want jy soek 'n ander antwoord van die Here. Jy soek 'n ander teken. Kan ek vanmôre vir jou sê, jy ken die antwoord. Jy wat hier sit vanmôre ken die antwoord. Maar as gevolg van dat ons nie hou van die antwoord wat God jou al die eerste keer gegee het toe in die situasie was nie. As gevolg dat jy nie hou van daai antwoord nie, soek ons 'n ander ene. En dan hoop en dink ons dat ons as ons vir God weer gaan vra, Here gee ons nog 'n teken. Here gee my nog 'n antwoord. Dat dit 'n ander antwoord gaan wees. Dit is so maklik vir my om te sê, ek ken nie die antwoord nie, ek weet nie, hier sit ek nou. Dit is so maklik om te sê, maar ons moet weet, God weet alreeds. Hoor wat sê Matteus 6 vers 8, en dis Jesus wat praat sê, moenie dan soos hulle word nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, voordat julle hom gevra het. Nog voordat jy na God toe gaan het met hierdie selfde omstandighede, met hierdie selfde situasie waarin ek en jy sit, weet God alreeds wat jy gaan vra. En God se antwoord is dieselfde. En nou met ander woorde, hou ons nie van die antwoord wat God vir ons gegee nie, wat God vir ons aanwys om te doen nie, in hierdie omstandighede nie. Kan ek vanmôre vir u sê, al die antwoorde op al die probleme,
op al die omstandighede, op al die situasies, maak nie saak wat daar is op aarde, wat se probleme daar is nie, alles het 'n antwoord. En dis opgeteken in die woord van die Here. Hierdie dinge wat ons vandag deurgaan, hierdie omstandighede, hierdie situasies waar ons vandag deurgaan, is nie net vandag se situasies nie, dit kom al van lank terug. Vandat die aarde gemaak is, vandat Adam en Eva geskape is, van daar af begin uit daar al probleme begin. En die probleme bly dieselfde, maar dit verander dalk net van kleur. Of van reuk. Maar die probleme en die situasies en omstandighede is dieselfde. Hier kom hulle en hulle vra vir Jesus, Here, wat moet ons doen? Hulle verwag nie hierdie antwoord nie, want verseker, soos ek oujaarsaand gesê het, dat hulle het verwag, miskien 'n nuwe teken wat die Here gaan doen, sodat hulle kan glo. Hulle vra, Here, gee ons hierdie teken, sodat ons kan doen, sodat ons kan sien, sodat ons kan glo. Nou moet ons onthou, hierdie is dieselfde mense wat van die 5000 wat daar gesit het, wat gesien het hoe Jesus die 5 broodjies en die 2 visse vat en dit breek en vir elkeen gee vir 5000 mense en dat daar 12 mandjies oorbly. Hier is dieselfde mense wat weer na Jesus toe kom en sê, Here, gee vir ons 'n teken. Here, U moet vir ons nou 'n teken gee. Nou sit ons ek en jy in hierdie omstandighede, in hierdie situasie waar ons al hoeveel keer in was. En dan vra ons nog steeds vir die Here, Here, gee my 'n teken. Here, gee my 'n uitkoms. As jy miskien in hierdie situasie, en dan kom hulle en dan praat hulle van hierdie wonderteken wat God in die woestyn gedoen het, toe hy die manna gegee het. En weer eens kom hulle en mis die punt. Hulle mis die punt. Hulle mis die punt van die manna en die brood wat die hemel uit neergedaal het. Hulle mis dit. As jy bietjie mooi gaan dink, kan ons maar sê, is net soos wat Jesus vir ons aarde toe gekom het, wat mens geword het. Dit is toe God die brood uit die hemel laat neerdaal het, vir die Israeliete om te eet in die woestyn. Hulle het die fisiese brood gehad, ons het die brood van die lewe. Jesus kom en hy help hulle reg en hy sê, maar dit is nie Moses wat die brood uit die hemel gegee het nie, maar dit is God. Dit is God wat hier die brood uit die hemel laat neerval het. Ons lees dit daar in vers 33. Maar weer kom hulle en hulle verstaan verkeerd. Hulle verstaan nie mooi wat Jesus bedoel het nie. En hulle sê, Here, maar gee ons dan hierdie brood. Hier sit hulle met 'n teken wat hulle gewys is. Jesus kom en hy sê vir hulle, en hulle vra weer, Here, nou gee vir my dit. Wat is jou verwagting van God? Waarop wag jy as jy God vra vir iets in jou lewe, vir jou situasie, vir jou omstandighede? Wat verwag jy? Wat verwag jy? Hulle dink nog steeds hierdie is die fisiese brood en Jesus kom en sê toe vir hulle daar in vers 35, maar ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie en wie in my glo sal nooit dors kry nie. Jesus is die brood van die lewe. Wanneer iemand hierdie brood van die lewe eet, is dit eenvoudig. Beteken dit dat Jesus hom kom verlos. Jesus die verlosser om in dit te glo en natuurlik om weergebore te wees. En ek glo ek kan vanmôre kan almal 'n hand opsteek dat hulle wel weergebore is. Nou bekommer julle my.
Kan ek asseblief 'n hand kry? Wie is weergebore asseblief? Kan jy net vir jouself sê asseblief, ek is weergebore. Ek het Jesus Christus aangeneem as my saligmaker. Jesus het ons honger kom stil deur homself vir ons te gee aan die kruis. Jesus gee ook lewe, want Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Wie se lewe? God se lewe. Hier het niks te doen met werk nie. Hier het niks te doen met goeie dade nie. Net Jesus kan dit doen. Maar daar's God se deel en dan is daar ons deel. Ons verwag altyd net God se deel. Net God se deel moet nou plaasvind in my lewe. Hierdie hoopvolle toekoms wat u van sê, Here, waar's dit nou? Waar's u deel nou? Waar's hierdie rykdom? Waar's hierdie kennis? Waar's hierdie liefde? Dit is ons u deel. Kom bring u deel. Maar wat van ons deel? Wat van ons deel? En gaan lees bietjie Johannes 6 weer. 'n Slag en let op die dinge wat God gee. Die seun van die mens gee die voedsel wat hou tot die ewige lewe. En dit is hy self. God die Vader gee die ware brood uit die hemel en dis Jesus. Die brood uit die hemel. Jesus gee lewe aan die wêreld. Hierdie dinge wat God vir ons gee, dit is sy deel. Maar nou kom ons deel. Om te glo in die een wat hy gestuur het. Om na hom toe te kom elke dag. Om in hom te glo elke dag. Om hom te gehoorsaam. Elke dag, elke minuut. Jou brood van die lewe. God het Jesus vir ons gegee. Jesus het homself vir ons gegee. Jesus kon gesê het, sorry Vader, ek gaan nie vir hierdie mense hang nie. Ek gaan nie my lewe gee vir hierdie mense, vir hierdie ondankbare mense in hierdie plek nie. Vir hierdie moordenaars sal ek dit doen. Maar Jesus het gekies om te sê, Here, Vader, laat u wil geskied. Nie my wil nie, maar u wil. Jesus is ons geskenk. Hy is die ware brood van die lewe. En ek sê weer, kom ons maak dit persoonlik. Kan jy vanmôre sê, Jesus is my brood van die lewe? Kan ons dit saam sê, Jesus is my brood van die lewe? Jesus is my brood van die lewe. En daarom, omdat hy my brood is, wil ek hom elke dag hê. Ek wil hom elke dag soek. Ek wil hom elke dag inneem, want hy is die bron. Hy is die een wat ek soek. Dink bietjie, hoe gaan dit die waarheid en dit wat jy glo beïnvloed? En dis 'n vraag wat jy vir jouself kan vra en jouself kan beantwoord. Hoe gaan hierdie waarheid wat jy glo en doen beïnvloed? Kom ons sit. Het jy vanoggend jou brood geneem? Het jy vanoggend jou brood geneem voordat jy hiernatoe gekom het om die woord in te neem? Ons kom sit 'n paar minute elke dag op sy. Kom ons sit dit op sy. En kom ons neem Jesus in as ons brood van die. Vra natuurlik om jou te help. Hy gaan jou net sommer los nie. Vra Here, help my. Vra om jou te wys. Want Jesus het gesê, hy is die brood van die lewe. Ek is die brood van die lewe. Kom ons gaan vandag, kom ons laat toe, laat God ons voed. Ons kan nie honger geestelik deur die lewe gaan nie. Iewers sal ons moet iets eet geestelik. En dit wat jy eet, gaan bepaal die pad wat jy gaan stap.
As jy 'n vrotvrug gaan eet, dan ken ons die pad. En ek hoop nie julle het vrotvrug geëet nie, want die pad hier na die toilet is toe. Maar wanneer ons van Jesus eet, ons is pad oop. Daar's nie struikelblokke nie, daar's nie goed in die pad gepak nie, die pad is oop en gelyk, want jou herder, die brood wat jy geneem het, het reeds vir jou daai pad oopgemaak. Hy het reeds vir ons daai pad oopgemaak. So kom ons gaan hierdie jaar, ons verwag nie dat God iets gaan doen nie. En God sal verseker goed doen. Kan ek vanmôre vir julle sê, ouens, of hier 'n gebou is, of hier nie 'n gebou is nie, die diens sal ek die Here dien. Is jy bereid, of wil jy hierdie paleis hê, om die Here te dien? Is jy bereid om elke dag die brood in te neem, om Jesus aan te neem? Want as jy van hierdie brood eet, sal jy vir ewig lewe. En Jesus vergelyk die brood met sy lewe. As jy hom inneem, as jy hom neem, as jy hierdie brood inneem, sal jy nooit sterf nie. Net soos God, die manne in die woestyn, die man en vrou in die woestyn, nie laat sterf het nie. Hy het vir hulle manne en brood uit die hemel laat neerdal. Hy het hulle voorsien. Jesus kom staan en sê, as God vir die mossie kan sorg, hoeveelste meer sal God vir jou sorg? As God vir 'n mossie kan sorg. Ons ek sien nie dat mossies 'n gebou besit om net die Here daar te dien nie. Elke oggend kom sit ek op die stoep en ek hoor hoe die voeltjies sing. En dit herinner my altyd om die Here te loof en te prys. Hulle dien die Here. Hoekom sing voeltjies in die oggende? En as jy hierso sit, daar is baie bome hier agter. Dit is verskriklik mooi wanneer jy op die stoep sit, wanneer die son net so begin uitkom en al my voeltjies begin jubel en juig. Dit laat my wil jubel en juig en opspring en saam met hulle die Here loof en prys, want hy is my brood, hy is my lewe. Ek wil hom inneem elke dag. So voorsien God vir my en vir jou. Jy sien, maak Jesus die brood van lewe, net soos Dawid gesê het, smaak en sien dat God goed is. Ek vra weer, wanneer laas het jy God gesmaak? Wanneer laas het jy gesmaak dat die Here goed is? Of sien ons net dat die Here goed is? Het is maklik om te sien. Jy kan net hier by die kerk sit, kyk, dan kan jy die goedheid van God sien. Maar daar is 'n verskil om te smaak. Smaak en sien dat God goed is. Sien die tekens raak. Ons God het genoeg tekens gegee om ons uit ons situasie uit te kom. Leef God se woord en ken die tekens. As ek moet vandag sê in jou situasie, en as ek so kyk rondom die kerk, sien ek baie dinge wat 'n teken kan wees. En daai witlap kan miskien vir jou 'n teken wees. So ek vir jou moet, as ek vir jou moet vra, soek rondom, net vinnig, vir jou 'n teken. Vir jou situasie, vir omstandighede. Gaan jy 'n teken kry? Wat jy dink is goed vir jou. Wanneer ek byvoorbeeld in finansiële druk is, gaan ek vir jou, en jy moet die tekens. Ek sien baie tekens, as ek in finansiële druk is. Ag, omdat is vir my paar rand leen, asseblief.
Hoe lyk dit dan? Bertus? Sien, dis my tekens om uit my finansiële verknorsing uit te kom, my finansiële druk uit te kom. Dit is so maklik. Nou, was my hoop, was my vertroue. Nou sê hulle vir my nee. Nou so kwaad vir hulle. Hoe kan jy nou 'n kind van die Here so laat suffer? Wat is die teken wat ek gesoek het? En dis nie die teken wat die Here gesê. En hier is dit 'n voorbeeld van baie in die woord. God sê, sien die teken raak. Nou wanneer ek na die woord wanneer ek die woord van God ken, kom en die teken van hierdie finansiële druk, lees ek daar in Malagi 3 vers 10. Hy sê, bring die hele 10de na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees, en beproef my tog hierin, sê die Here van die leerskare, of ek nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie. En wat is die teken? Die teken is ek moet my 10de na die skathuis toe vat. Hoor wat sê daar van Malagi 3, vanaf vers 8 tot 12. Mag 'n mens God beroof, want julle beroof my, en julle sê, waarin het ons u beroof? In die tiendes en offergawes? Met die vloek is julle belaai, en tog beroof julle my, julle die hele nasie. Bring die hele 10de na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees, en beproef my tog hierin, sê die Here van die leerskare, of ek nie vir julle die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie. Ek sal ook die sprinkane vir julle afheer, sodat jy die opbrengs van julle grond nie sal verwoes nie. Ook die wynstok op die land sal vir julle nie onvrugbaar wees nie, sê die Here van die leerskare, en al die nasies sal julle gelukkig prys, omdat julle die land van welbehae sal wees, sê die Here van die leerskare. Wat beteken dit, pastoor? Wat beteken dit? Wees gehoorsaam aan God se woord. Sien die tekens, ken hierdie tekens. Hoeveel keer wil jy hê moet God nog vir jou 'n teken gee wat hy alreeds vir jou gegee het? En ek sê weer, en ons kan hierdie deurtrek na verhoudings toe. Miskien beklei jy jou man, of jy en jou vrou. Miskien slaan die vrou die man. En jy's in hierdie moeilikheid. Sien die tekens raak. Die teken is nie om haar terug te slaan nie. Dis 'n uitkoms, maar dis nie die regte uitkoms nie. Wat sê die woord? Wees lief vir mekaar. Wat het Jesus gedoen? Daar's tekens wat Jesus gedoen. Die 36 hou wat hom geslaan het, wat het hy gedoen? Hy het gesê, Here, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dis tekens. En om God eers te stel in ons verhoudings, verander dit ons verhouding. Om eerder na God toe te gaan en God ons daaglikse brood te maak, verander dit. So kom ons hou op soek na tekens waarvan ons hou. En kom ons sien die tekens raak. Wat God reeds voorsien het. Kom ons hou op om die tekens te soek waarvan, ja, is lekker. Dis lekker om tekens te soek waarvan ek hou. Want ek weet ek is in hierdie moeilikheid en ek weet hierdie gaan my uit die moeilikheid haal. Ek weet my finansiële moeilikheid, weet ek dat as ek na hom Nantes toe gaan of na Bertus toe gaan of na Wielko toe gaan, hulle my miskien sal help, want ek hou daarvan. Dis vir my lekker as iemand vir my 'n geldjie gee. Dis maklik. Maar nou gee Jesus my 'n graaf in die hand en God sê vir my, gaan spit. Dis mos nie maklik nie. Dis mos nie lekker nie. Ek moet nou hierdie bietjie wat ek het
Moet ek nou 'n tiende daarvan gee? Maar hy sê, ja, sodat daar spys kan wees. Ek kon 2 brode gekoop het met die geld. Ek kon dalk 'n McDonald's burger gekoop het met die geld. Of ek kan miskien by die bar 2 biere gekoop het met hierdie geld. En nou sê die Here, ek moet hier kom ingooi. Wat in die kerk vir my? Wat in die kerk vir my? Wat in hierdie gebou vir my? En ek moet dit nou hierin kom plaas. Nee, om maar vir my geld gee. Dis die maklikste. Dan hoef ek nie te worry nie. Ek hoef nie te sukkel nie. Ek hoef nie te kom sit nie. Maar mense help my. Mense gee vir my. Ons kom ons op om vas te hou en te soek na die tekens waarvan ons hou. En nog een ding. Ek en jy hoef nie God te beïndruk nie. Kom ons kry dit uit ons kop uit. Maak nie saak wat jy doen, hoe jy dit doen, jy sal nie God kan beïndruk nie. Maak nie saak of jy met die mooiste, die vlotste, hoër Afrikaanse mooi woorde met die hele HAT hierso voor jou sit en hierdie mooi woorde 'n gebed bid en dink jy gaan God beïndruk nie. Gaan na God soos wat jy is. Soos wat jy praat. En as jy teen mekaar praat, as jy nie woorde het nie, God weet reeds. Wat belangrik is, ek en jy na God toe. Ek en jy na hom toe kan gaan, sodat ons die brood kan neem, om dit te eet. Want dis belangrik. Dis belangrik dat jy wel na hom toe gaan. Kom ons draai nie doekies aan om met God nie. Kom ons wees eerlik met God. Kom ons gaan na hom toe met opregtheid en ons wees gehoorsaam. Wanneer ek en jy die teken raak sien. Wanneer ek en jy die tekens raak sien vir God en dit gehoorsaam, stuur God belonings. Sal God jou beloon. En ouens, kom ons sien die beloning raak nie. Kom ons verwag nie op hierdie beloning nie. Want God beloon jou op sy tyd. Nie elke keer wanneer jy gehoorsaam is, stuur hy vir jou 'n sterretjie nie, as 'n beloning nie. Maar die oomblik wanneer hy jou beloon, is dit groot. So kom na die Here toe. Wees gehoorsaam aan sy woord. Volgende oomblik toe jy by die kerk instap, sê hy, vergeet my, hou nagmaal. Ek het ongelukkig nie fancy brood in die huis nie. Ek het 'n breinbrood. Maar dit gaan nie oor die brood nie. Dit gaan oor wat dit verteenwoordig. Jesus Christus, ons brood van die lewe. Kom saam met my, kom ons neem ons daaglikse brood van môre. As jy nog nie jou daaglikse brood geneem volgende nie, nou is jou kans. Nou is die kans, neem Jesus in en jy gaan sien hoe jou lewe gaan verander. Kom ons wees gehoorsaam aan die woord. Kom ons neem Jesus in. Hierdie jaar is wat ons inneem ouens. Groter aanval is op pad. Op die mense wat gelowig is. Groter aanvalle. Want God wil hê ons moet moedeloos wees. Die duiwel wil hê ons moet moedeloos wees. Die duiwel wil hê ons moet opgee op God. Van die duiwel wil ons verwoes. Die woordjie verwoes in die Grieks beteken totaal en al verwyder van God.
Dis sy plan, om ons te kom verwyder van die Here. So hy gaan alles in sy vermoë draai, om jou te kom verwyder van die Here. Maar ouens, as ek en jy Jesus elke dag inneem, ons daaglikse brood neem, en die tekens raak sien, en daaraan gehoorsaam, of dit nou lekker is, of dit nou nie lekker is nie. Kom ons wees gehoorsaam. Kom ons wees gehoorsaam. Kom ons sien die tekens raak. Kom ons kyk nie na die tekens, wat die duiwel vir ons aan 'n ander kleur gee. Kom ons hou op soek na die tekens. Ek sê vir julle, hou op soek na die tekens waarvan jy hou. Voor die hand liggend lyk, boop lyk dit verskriklik mooi en oulik en lekker. Maar tot jy hom oopmaak, dan is dit nie so lekker nie. En kan ek vir sê, God se genade is elke môre nuut. Hy gee nie gister se genade vir jou vandag nie. Hy het vanoggend, die oomblik toe jy jou oë oopgemaak het, het hy vir jou splinter nuwe genade gegee. Splinter nuwe barmhartigheid, splinter nuut. Maar dit staan so in sy woord. En ons, jy kan dit ervaar die oomblik wanneer jy Jesus inneem. Wanneer jy na Jesus toe gaan, sê Here, hier is ek vanmôre. Kom vul my, kom wys my, kom lei my, sodat ek in hierdie dag kan doen wat U reeds beplan het. Nie môre nie, maar in hierdie dag. Sodat ek in hierdie dag, in hierdie uur gereed kan wees vir die oomblik wanneer God jou wil gebruik. As ek vanmôre jou moet kom oproep, as ek nou so moet kies, en ek vra vir jou, kom preek vir ons. Wat gaan jy doen? Is jy gereed vanmôre om te kom preek? Is jy vanmôre om die woord te kom bedien, wat die Here vanoggend op jou hart gelê het? En as jy is nie ons, kom gereed. Wees gereed. Neem jou brood elke dag in. Dis belangrik. Dis so belangrik om jou brood in te neem, om Jesus in te neem, sodat jy gereed kan wees vir dit wat God met jou kan doen. God weet of God ken jou. God weet, hy weet of jy nie gereed is of nie. Wees gereed. Elke dag, elke uur. Van miskien stap jy hier uit en God stuur iemand op jou pad wat jy moet bedien. Gaan jy gereed wees? Kan ek vanmôre iets sê op respek? Psalm 23 werk nie altyd nie. Daar's meer as net Psalm 23. Daar's meer as net Johannes 3 vers 16. Daar's meer net as Johannes 4 vers 6. Daar's meer. Daar's meer. Maar ken jy dit? Het jy dit ingeneem? In die hand waarin Jesus verraai is, het hy brood geneem. En hy het gebreek en het gesê, neem, dit is my liggaam wat vir jou gebreek word. Sodat daar genesing vir ons kan plaasvind. Sodat daar herstel kan plaasvind. Net soos met die bloed, met die beker, het gesê, hier is my bloed. Dit is 'n Nuwe Testament. 'n nuwe verbond. Jesus sê, kyk, ek het alles nuut gemaak. Jesus sê, ek vergewe jou sonde, deur my bloed wat gevloei het. Jy het vanmôre nie 'n verlede nie, want God het dit skoon gewas. As jy vanmôre
om aangeneem het as jou saligmaker, as jou verlosser, en jy vanmôre in hom glo, is jou pad skoon gemaak. Jou verlede is weg. Ek kan vanmôre dan sê ek is 'n nuwe mens, want God het my skoon gewas. Ons lê. Vader, Here, dankie dat ons vanmôre die brood kan breek. Here, waar ons hier saam, Vader, as 'n eenheid kan staan, Here. 'n eenheid kan wees, Vader. Here, dankie vir die brood, Here. Wat gebreek is, Here. Wat u liggaam wat vir ons gebreek is, Vader. Here, sodat vir ons genesing kan plaasvind. Vader, ons eer en ons loof en ons prys. Vader, ons is hier vanmôre, Here, om ons die brood van die lewe te neem, Here. Here, maar nie net vandag nie, maar elke dag, Vader. En ons eer en ons loof en ons prys. Vader, dankie vir die bloed, Here, wat gevloei het, Vader. Here, wat ons sondes vergewe het. Here, u sê, kyk, u het alles nuut gemaak. Hier is 'n nuwe verbond, 'n nuwe testament. Here, in u. Here, in ons loof en ons prys, dat ons vanmôre kan verklaar dat ons in u is, Here. Here, dat ons in u glo. Here, dat ons nie dors hoef te word nie. Vader, my gebed is, Here, dat elkeen vanmôre, Here, opnuut, Here, u liefde sal ervaar. Here, u kragtige teenwoordigheid sal ervaar. Here, dat elkeen sal toelaat, Vader, dat u teenwoordigheid deur elkeen van ons sal manifesteer. Here, ons eer en ons loof en ons prys. Vader, help ons, Here, dat ons dalk nie u ons daaglikse brood maak nie. Here, lei ons, Vader, Here, om so te doen. Here, maak ons oë toe, Vader, vir die wêreld. Maar Here, open dit, Here, sodat ons u kan sien. Here, u kan volg. Here, maak ons ore oop om te hoor na u stem. Heilige Gees, lei ons en herinner ons aan wat Jesus gedoen het, sodat ons gehoorsaam kan wees aan die woord van die Here. Here, ons eer u, ons loof u en ons prys u in u wonderlike naam alleen. Amen. Amen.